Psalm 25 is 'n gebed, 'n skuldbelydenis, 'n verootmoedigingslied. Psalm 25 vers 1 en 4. Waarin ons dan ons harte ophef tot die Here. Dit is die wese van die gebed, dat ek my hart voor God kan ophef, dat ek tot hom my toeverlaat, dat ek tot hom my toevlug kan neem en my aan hom kan oorgee. 25 vers 1, tot U hef ek hart en hande op U Heer verlaat ek my. En ons bely ook in vers 4 die goedheid van die Here. God is goed in al sy handel. Ook te midde van ons beproewing kan ons dit dan uitsing. 25 vers 1 en 4, dan gaan ons die woord bedien. Konings 19. Eerste Konings 19 van vers 1, en Agab het aan Isebel meegedeel alles wat Elia gedoen het. Ja, alles. Hoe hy al die profete met die swaard gedood het. En daarop stuur Isebel 'n boodskapper na Elia om te sê: mag die gode so doen en so daaraan toe doen, sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak, soos die siel van een van hulle. Toe hy dit sien, het hy hom klaargemaak en terwille van sy lewe weggegaan. En toe hy in Berseba in Juda aangekom het, het hy sy dienaar daar laat agterbly, maar self het hy 'n dagreis ver die woestyn ingegaan en daar onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. En hy sê, dit is genoeg. Neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. Daarop gaan hy lê en raak onder 'n besembos aan die slaap, en kyk, daar raak 'n engel hom aan en sê vir hom, staan op, eet. Toe hy opkyk, was daar aan sy kop en hemp 'n broodkoek op warm klippe gebak in 'n kruik water. En hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. En die engel van die Here het weer vir die tweede maal gekom en hom aangeraak en gesê, staan op, eet, anders is die pad vir jou te veel. Hy het toe opgestaan en geëet en gedrink en die krag van die voedsel 40 dae en 40 nagte lank geloop tot by die berg van God, Horeb.
En hy het daar in 'n spilonk gegaan en die nag daar oorgebly. En kyk, die woord van die Here het tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? En hy antwoord, ek het baie geëiwer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het u verbond verlaat, u altare afgebreek en u profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het. En hulle soek my lewe om dit weg te neem. En hy sê, gaan uit en staan op die berg voor die aangesig van die Here. En kyk, die Here het verbygegaan, terwyl 'n groot en sterk wind die berge skeur en die rotse verbreek voor die Here uit. In die wind was die Here nie. En na die wind 'n aardbewing. In die aardbewing was die Here nie. En na die aardbewing 'n vuur. In die vuur was die Here nie. En na die vuur die gesuis van 'n sagte koelte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gelaat met sy mantel toegedraai en uitgegaan en by die ingang van die spilonk gaan staan, en daar kom 'n stem na hom wat sê, wat maak jy hier, Elia? En hy antwoord, ek het baie geëiwer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het die verbond verlaat, die altare afgebreek en die profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het en hulle soek my lewe om dit weg te neem. Maar die Here sê vir hom, gaan terug op jou pad na die woestyn van Damaskus en gaan heen en salf Hazael as koning oor Aram en Jehu, die seun van Nimsi, moet jy salf as koning oor Israel en Elisa, die seun van Safat uit Abel Mehola, moet jy salf as profeet in jou plek. En die een wat die swaard van Hazael vryraak, hom sal Jehu doodmaak, en wat die swaard van Jehu vryraak, hom sal Elisa doodmaak. Maar ek sal 7000 in Israel laat oorbly, al die knieë wat nie voor Baal gekniel en elke mond wat hom nie gesoen het nie. En hy het toe daarvandaan weggegaan en Elisa die seun van Safat aangetref terwyl hy aan vloer was met 12 paar osse voor hom en hy self by die 12de paar was en Elia het by hom verbygegaan en sy mantel op hom gewerp. Daarop het hy die osse verlaat en agter Elia aangeloop en gesê, laat ek tog my vader en my moeder soen, daarna sal ek u volg. En hy antwoord hom, gaan terug, want wat het ek aan jou gedoen? Hy draai toe agter hom om en neem die paar osse en slag dit, en met die osse se trekgoed het hy hulle vleis gekook en aan die mense gegee en hulle het geëet, daarna het hy hom klaargemaak en Elia gevolg en hom gedien. Ons vestig die aandag op vers 11, en hy sê, die Here sê, gaan uit en staan op die berg voor die aangesig van die Here. En kyk, die Here het verbygegaan, terwyl 'n groot en sterk wind die berge skeur en die rotse verbreek voor die Here uit. En in die wind was die Here nie. En na die wind 'n aardbewing. In die aardbewing was die Here nie. En na die aardbewing 'n vuur. In die vuur was die Here nie. En na die vuur die gesuis van 'n sagte koelte. Geliefdes, in ons Here Jesus Christus, ons kom by so 'n geleentheid soos vanmôre, kom ons by mekaar en ons wonder elkeen hoe gaan ek die Here ontmoet? Want ons het hier in 1 Konings 19 het ons 'n godsontmoeting. Elia ontmoet die Here. Hoe gaan dit wees? Hoe stel ek dit my voor as ek die Here gaan ontmoet? En as ons dit vra, dan gaan ons 'n bietjie terug en ons kyk na hierdie gedeelte en om hierdie gedeelte van hierdie godsontmoeting met Elia te verstaan, moet ons kyk na die konteks en dit is 'n baie moeilike tyd in die volk Israel se bestaan en ook in die lewe van Elia self. Elia is hier op vlug vir die seker mees goddelose regerder wat Israel gehad het, die goddelose Jezebel. En hy het die Baal profete gedood op die berg Karmel. Ons ken daardie gedeelte waar hulle self so gesny en gekerf het en hulle gode aan vir Baal probeer wakker roep het, soos wat Elia gespot het met hulle, en dan gooi Elia die water op die altaar uit en die Here gee vuur uit die hemel, vuur uit die hemel, daar daal vuur uit die hemel neer om die offer te verteer. En dan moet Elia nou vlug vir Jezebel.
En 'n mens kan nogal dink hoe depressief en hoe moedeloos was hy. Hy het hierdie ywer vir die Here en hy het hierdie ywer vir die koninkryk van die Here en hy het hierdie ywer vir die diens van die Here, maar nou moet hy vlug vir sy lewe. En dan daarteenoor die goddelose regeerder, die goddelose volk. Die volk is nie so ywerig vir die Here soos wat Elia is nie. Hulle het, en ons hoor hoe kla hy in hierdie gedeelte, hulle die ware godsdienst, soos God dit in sy woord beveel het, hulle verlaat, hulle het agter ander gode aangeloop, hulle die verbondseise van die Here het hulle in ontrou geraak, sy wet, hulle het ontrou geraak daaraan, en dan onder aanvoering van die goddelose Jezebel vervolg hulle nou die profete van die Here, hulle maak hulle dood met die swaard en hulle soek nou Elia se lewe. En so kry ons hom daar onder die besembos en met dieselfde gesindheid daar in die spilonk in 'n depressiewe selfbejammeringsgemoedstoestand. En die dood lyk vir hom beter as die lewe. Sy omstandighede is so sleg dat hy liewer sal sterf. Is eintlik half ironies, hy vlug vir sy lewe en dan wens hy kan sterf. Daar, vat nou maar my siel weg, so sê hy vir die Here. Hy ywer vir die Here, want dit lyk nie of die Here so lekker ywer vir hom nie. Dit lyk so of die Here nie sien wat gebeur, en of die Here nie beheer daaroor het nie. En met dit alles, tref ons hom dan nou hier aan by die spilonk. Hy is opvlug, hy het 40 dae en 40 nagte, baie simboliese gedagte in die skrif, het hy gereis tot by die berg Horeb. En uiteindelik 'n godsverskyning. Nou moet ons onthou, die berg Horeb is die plek waar die Here die vorige keer toe die volk uit Egipte gekom het, het hy die wet aan hulle daar gegee. Sy verbondseise, hoe hy wil hê, sy verloste volk moet leef. En toe was dit 'n baie broos volk. Hulle het uit die trauma van 400 jaar se slawerny, is hulle met geweldige ontberinge en geweldige gebeurtenisse, angs, as hulle daar sidder vir Farao wat hulle inhaal, en dan die see wat oopkloof, en dit is 'n wisseling van emosies en alles, is hulle verlos, en hulle is baie broos, hulle is baie beproef. En dan verskyn die Here aan hulle, en as hy verskyn, dan wys hy die heilige God, wat gaan hy maak met iemand wat raak aan hierdie volk van hom? En dit sien ons in sy verskyning in rook en vuur en geweldige wolke donkerheid daar op die berg. Hoor het mense wat die skrif so 'n bietjie bevraagteken, sê dit moet iets wees soos 'n vierspiewende berg. Dalk het die volk net 'n vierspiewende berg gesien, maar dit is omtrent die krag wat God geopenbaar het toe hy daar aan die volk verskyn. Hulle was so bang dat hulle dan sê, God moenie direk met hulle praat nie. Die God wat hulle nou net verlos het, moenie direk met hulle praat nie. Hy moet met Moses praat. Want hulle is bang hulle vergaan as hy met hulle praat. So dit was die vorige keer by Horeb, en nou dink jy in, as ek God moet ontmoet, en dit moet my belewing wees. Vuur, wolke donkerheid, rook, angs, moenie met my praat nie, anders vergaan ek. So as Elia nou by Horeb aankom, dan kom hy daar met 'n verwagting. Hy weet dan goed, dit is die berg waar die Here die wet gegee het, en hy het nou 'n verwagting. Hoe gaan dit wees as die Here nou na hom toe sou kom, soos hy na die volk toe gekom het, as hy nou na 'n volk toe moet kom wat sy wette oortree, daai einste wette wat hy daar gee en sy altaar afgebreek het, hoe verskriklik sal die Godsopenbaring dan nie wees nie. Toorn oor die volk se ongehoorsaamheid, en die Here moet sommer wys hoe gaan hy hierdie goddelose Jezebel van die aarde afvee. En hoe gaan hy die Baal-profete wat die valsheid verkondig, valse godsdienst en dit onder die volk, en hoe gaan hy hulle uitdelg? Die Here moet dit sommer wys. En dan kom die ontmoeting met die Here, die Godsopenbaring daar by Horeb, 'n tweede openbaring van 'n God wat kom na die profeet van 'n volk wat hom verlaat het. En die eerste is dan hierdie
sterk wind wat rotse uitmekaar skeer. Nou, ons kan ons dit dalk nie voorstel nie. Miskien was u al in 'n geweldige storm wat bome ontwortel of dakke afwaai. Dit kan ons indink. Maar wind wat die rotse van die wande van die berg afskeer. En dit moet by Elia opkom, want hy kyk of die Here daarin is. Is die Here in hierdie geweldige wind? Is dit hoe God gaan omgaan met wetsoortreders en hoe hy gaan omgaan met die goddelose Jezebel en die Baal-profete, vee hulle met asof vee hulle met die wind van die aardbol af. In die wind was die Here nie. En hierin lê die Godsopenbaring, wat God vir Elia wil wys, jy dink so van my, maar so is ek is anders. In die wind was die Here nie. En dan 'n aardbewing, geweldige natuurkrag, wat 'n mens sekerlik ook dan by weerspiewende berge of wat ook al sal beleef. En dit moet by Elia opkom, want hy soek weer die Here daar, en is dit nie hoe hy wil wys hoe hy is nie. Hy gaan soos hy al voorheen in die geskiedenis gedoen het met die volk op reis, toe daar opstand was teen hom, toe hy die kinders van Korag in die aarde ingesluk het, gaan hy die aarde oopruk en dan verswelg hy hulle in 'n aardbewing. Is dit wat hy gaan doen? En dan in die aardbewing was die Here nie. Hy werk anders met sy volk. En na die aardbewing 'n vuur, en Elia moes dan gedink het, want verseker, dit was die vorige openbaring, was hierdie vuur, hierdie rook en wolke donkerheid en die vuur wat daar uitskyn en alles, en hy moes gedink het, dit is hoe die Here hom gaan openbaar om hom te bemoedig en hom te vertroos vir sy ywer vir die Here, en hoe hy in die goddeloosheid van die volk gaan verteer met 'n verterende vuur, want ons Here is 'n verterende vuur, so sê die skrif vir ons. En dan in die vuur is die Here nie. En uiteindelik openbaar die Here hom. Na die vuur was daar die gesuis van 'n sagte koelte. As die Here hom in hierdie sagte koelte openbaar, en Elia ontmoet hom in hierdie sagte koelte, dan openbaar hy hom hoe hy is vir sy volk in Jesus Christus, ons Here. Elia kry 'n vooruitblik op hoe God is vir elkeen wat in Christus glo. Ons wil sê, om dit so 'n bietjie by mekaar te bring, wil ons sê, om die Here in hierdie gesuis van die sagte koelte te ontmoet, dit is om die Here in die skaduwee van die kruis van Golgotha te ontmoet. En ons sien dit, as die Here hierdie openbaring aan Elia doen, teenoor die geweldige natuurkragte, waarin hy gedink het die Here moet verskyn. Ten minste as hy dink aan die ontrou en ongehoorsaamheid van die volk. Maar wat openbaar die Here nou dan hier alles in, en dit is ingesluit in die hele openbaring van hierdie hoofstuk, sien ons dat die Here openbaar dat hy teenwoordig is. Elia se omstandighede is ondraaglik, dit is onhoudbaar, dit is amper so om te kan sê, maar ek neem my eie lewe, die dood is beter as hierdie lewe wat hier oor is. Waar is God wat hierdie goede toelaat en wat hierdie dinge laat gebeur, en ons is nogal in sulke tye ook nie waar nie. Ons beleef hierdie ontwrigting van asof dinge buite beheer is, asof die Here nie dit onder beheer het en in sy hand het en dit regeer. En dan openbaar die Here, hy regeer. En ons sien dit in sy bevele, as hy sê, gaan maak my so, salf die en doen dit. Hy regeer, hy is besig met sy plan, en hy is teenwoordig, hy is nog steeds, ondanks die
boosheid en die ontrou van die volk en dit wat hulle bedryf en hulle opstand teen hom, hulle rebellie teen hom, is hy as die troue verbondsgod nog steeds teenwoordig en hy is getrou. Hy is getrou. Hy het 7000 wat die knieë nie voor Baal gebuig het nie, het hy in die lewe gehou. En hy gaan Elia ook in die lewe hou en hy gaan ondanks Elia se moeilike omstandighede, gaan hy voort met sy godsplan, sy raadsplan en hy gee sy opdragte. Dis die tweede ding, hy het 'n roeping. Hy openbaar dat hy nog 'n roeping het en hy gee die opdrag. Elia moet op hierdie vlugpad van hom moet hy teruggaan en hy moet sy teestanders in die oë gaan kyk en hy moet sy roeping in God se koninkryk moet hy gaan vervul. Elke opdrag wat die Here vir hom gee, moet hy gaan uitvoer sodat God se raadsplan uitgevoer kan word. En die derde ding, die hart van hierdie openbaring is die openbaring wat ons hier in die sagte koelte sien. In kontras met hierdie groot natuurkragte sien ons hier die deugde van die Here. In dit alles sien ons hoe God is vir ons in Christus. 'n barmhartige en genadige God, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. Ja, waar gaan hy met dit dan heen? Waar gaan hy met die verterende vuur en waar gaan hy met sy oordeel en waar gaan hy met die straf en met die afvee van die aardbol? Waar gaan hy met dit heen? Hy gaan met dit na die kruis van Golgotha toe. Hy straf sonde. En vir sy kinders straf hy dit aan sy seun, Jesus Christus, daar aan die kruis. 'n barmhartige en genadige God, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trou. Dis die openbaring van die sagte koelte, geliefdes. Dit is die deugde van God wat hy hier in kontras met die natuurkragte openbaar. Dat hy 'n God van liefde is, 'n God van vrede, lankmoedigheid, barmhartigheid, ondanks die volk se ontrou, is hy getrou. Hy's getrou. Hy handel nie met die volk na hulle verdienste nie. Hy handel met hulle in sy trou en goedertierenheid, sy genade en lankmoedigheid. Die woorde trou en goedertierenheid is die woorde wat ons in Johannes se evangelie kry, as hy sê die woord het vlees geword en onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou, heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid, goedertierenheid en trou. Dit is wat God hier openbaar. En dit is wat dit is om God in die sagte koelte te ontmoet. Dit is die God van goedertierenheid en trou, soos wat hy dit bewys in Jesus Christus, ons Here. En nou is dit ons troos vandag. As ons vra, hoe moes dit wees? Ons kon nie by wees toe ons geliefde gesterf het nie. Hoe moes dit wees toe hy God ontmoet? Geweldige wind, aardbewing, vuur, en dan sy Christus in die skadu van die kruis, 'n sagte koelte wat jou opneem in heerlikheid, wat jou inbring in die Vaderhuis met sy vele wonings. En op 'n sekere manier ontmoet ons nou vandag die Here dan hier en ons is hier saam en ons, as die Here met ons moes handel na ons eie werke, na wat ons verdien, na ons verdienste, dan sou ons verseker nie nou die Here in die sagte koelte van die evangelie kon ontmoet nie. Ons sou die Here moes ontmoet in een van hierdie geweldige openbarings dat ons moes uitroep, kry iemand anders om met hom te praat. Ons gaan vergaan as ons hom moet aanhoor en moet ontmoet. Maar ons ontmoet die Here in die sagte koelte, in die skadu van die kruis van Golgotha, genadige, barmhartige, lankmoedige God, vir elkeen wat glo
in Christus. En uit dit kom dan hierdie troos van die Godsopenbaring in 1 Konings 19. Die Here openbaar sy teenwoordigheid, ook in ons lewens. Dinge is nou omgekeer in 'n sekere sin en op baie terreine van ons lewe is dinge regtig deur mekaar. En ons voel hoe ons rond gespeel word as 'n speelbal van wêreldmagte en wêreldmoondhede, maar agter dit is ons God met 'n plan, ons God wat sê gaan doen die werk wat ek jou opgedra het om te doen. Gaan doen net dit getrou in my koninkryk. Ek is in beheer van my koninkryk. Ek is in beheer van my op pad wees met die volk na 'n ewige heerlikheid. Gaan doen net jou werk. En hy openbaar dat ons 'n roeping het, waarmee ons moet aangaan, wat ons moet uitvoer, en dat hy getrou is. Hy red deur die dood heen, danksy Christus en ook alleen op grond van die genade van ons Here Jesus Christus. Hy is getrou, niks wat gebeur het, is uit sy hand en buite sy beheer nie. Hy het alles onder beheer en ons kan dan maar net in die sagte koelte opkyk na hom, ons almagtige God en Vader, ons Verlosser Jesus Christus, ons heiligmaker, wat ons lei op hierdie pad wat ons moet gaan en in die roeping wat ons het. Ons kan opkyk na hom en weet, hy is teenwoordig, hy is getrou, hy het 'n roeping, ook vir my en vir jou, sodat ons hom eendag ook in 'n sagte koelte in die skadu van die kruis mag ontmoet. Amen. Kom ons dank nou saam. Ons Vader wat in die hemele is, ons weet ons verdien nie u genade nie, ons verdien nie om u te ontmoet in die gesuis van 'n sagte koelte nie. Maar ons dank u vir die kruis van Golgotha, ons dank u vir ons Here Jesus Christus, wat u toorn moes deurgaan, moes dra. Alles op hom neergekom, al u toorn oor ons sondes op hom, daar aan die kruis. En dat hy gesterf het, dat hy die skuld uitgedelg het vir elkeen wat in hom glo. En ons dank die Vader dat ons dan so in geloof en kinderlike afhanklikheid voor u mag kom en ook mag uitsien na die dag wanneer ons opgeneem word in u heerlikheid. En dat ons u sal ontmoet in die skadu van die kruis, 'n sagte koelte. Vader, wil u ons dan dra, ons dra elkeen hier daarmee op. Ons dink in besonder aan die kinders, kleinkinders, ons bring hulle voor u troon. En ons dank die Here dat doors vir hulle soveel kon beteken, dat hy iemand was om ook na op te kyk, dat hy daar was, dat hy ook veral in die laaste jare sy tyd, sy aandag, sy lewe gegee het vir hulle, vir wie hy lief is en dierbaar was. Ons vra, Vader, dat u sal vertroos en dat hulle nie sal fokus op hulle rou, op hulle seer, op hulle verlies nie, maar fokus op hulle roeping in die koninkryk. Ja, daar is iets hierna, 'n ewige heerlikheid, danksy Christus Jesus ons Here. En dat ons hier nou 'n werk, 'n taak het om u te dien in eer, sodat ons ook daar mag wees waar u ons wil hê in die uitvoer van u raadsplan. Vader, wees ons genadig, want ons beleef moeilike tye, moeilike omstandighede, dinge is deur mekaar en daar is soveel besluite wat indring in ons privaatheid en in ons vryheid wat ons het of gehad het of gewoond aan was. Daar is soveel siekte, Here, soveel siekte wat op die middag verwoes. En so kom ons na u toe en ons vra, openbaar ook deur u woord en gees u nog steeds aan ons as die God wat midde in dit alles 'n plan het wat deurgaan, 'n plan het wat uitloop op die ewige heerlikheid in Christus.
So neem ons toevlug tot U, ons hef ons harte op na U, en ons vra U, Vader, sien tog wat in ons woel en smeek, hoor ons en sien ons aan in genade, vertroos ons deur U woord en gees, deur U teenwoordigheid, deur die versekering van U trou, en ook in die bevestiging van ons roeping. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen. Ons sing nou Psalm 84 vers 3 en vers 6. Psalm 84 vers 3 en 6. En dan gaan jy bly staan vir die afbid van die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen. U kan die sitplekke inneem asseblief. Ek wil graag namens die familie die bedankings doen vir die personeel van die AG Visser Hospitaal, 'n woord van dank vir hulle diens, bystand, hulp en daar wees. Vir die vriende en familie se oproepe en bemoediging, dit word opreg gewaardeer. Jean Horn en die personeel van Klalanati Funerals vir hulle diens en verrigtinge ook daar by die graf, en dat alles ook so mooi en sonder voorval afgeloop het. Tannie Barbara Nolte vir die begeleiding vanmôre, ook hier, ons waardeer dit, ook die opoffering en die liefdesdiens wat u op hierdie wyse doen. Vir Gerard en Rensha Kotse vir die blaadjies, die ruikers, die blomme, die begrafnis, die bystand, die verversings, alles, ons waardeer dit opreg en die familie is innig dankbaar vir die ondersteuning. Dan voeg ek graag by van my kant 'n woord van dank. Ek dink besonder aan Marina vir die toegewydheid, die wyse waarop jy altyd daar was om by te staan, om
te ondersteun. Caroline, die kinders, dat julle soveel ontbeer het, Karel en Caroline, Gideon, Caitlin, Chris, vir julle aandeel om ook julle pa se en oupa se lewe vol te maak en sin te gee. Mag die Here julle werklik vertroos in hierdie tyd van smart en hartseer. Ons mag ongelukkig nie weens regulasies hier by die kerk saamkom nie en ons laat dan die dinge verder aan die familie. Die reëlings daar rondom is aan u bekend. Laat ons oor. Baie dankie en mag die Here u seën ook op die pad.